Ag, is wonderlik om met om die Here se teenwoordigheid te wees. Dit is so lekker net om te celebrate. Julle kan julle sitplekke neem. En verlede week het ons 'n wonderlike tyd gehad in die Here se teenwoordigheid en baie dankie. En dit is so net amazing om te weet dat God het 'n plan met elkeen van ons. Amen. Weet jy dat die Here het 'n plan met jou lewe? Die Here het 'n plan met ons lewe. En dit gee vir ons daai hoop. Dit gee vir ons daai hoop. Nou ouens, die mense het vir my gevra om, pastoor, jy moet dit kort hou. Ons wil gaan eet. En ek het vir hulle gesê, is great, ek sal my preek van 4 bladsye na 20 bladsye toe vat. Maar ons wil nie vanoggend afskeep, omdat dit nou familietyd is, maar ons gaan ons net doen dit wat die Here vanoggend met ons wil praat, en ek glo dat die Here ook in elkeen van ons se lewe iets gaan deponeer. Ek sê nou die dag vir iemand, Kersfees, en ek wil amper dit so stel, die tema daar van ons geloof, is 'n wonderlike tyd, want jy weet wat om te preek. Maar jy wil dit ook so preek, dat dit nou nie elke jaar dieselfde preek is nie. So jy wil hoor by die Here, wat kan ons vandag nuut uit ontgin, uit u woord uit, en so ek wil hê jy met jou Bybel oopmaak in Lukas 2, is 'n fenominale gedeelte, wat die Here vir ons gegee het. Dis net Matteus en Lukas, wat praat oor die geboorte van Jesus. Markus en Johannes verwys glad nie na die geboorte van Jesus nie. En daarom is dit vanoggend vir my, daar's ook net soveel stories van Jesus se geboorte, maar daar's soveel diepte en soveel waarhede wat die Here vir ons wil gee. En vandag celebrate ons, soos Leanne gesê het, ons celebrate Jesus Christus se verjaarsdag. Nou, niemand van ons weet presies wat se dag Jesus gebore is nie. Dit kon enigiets van Maart tot en met November gewees het. Ons weet dat Jesus is nie fisies op die 25ste Desember gebore nie, maar dis 'n datum wat ons vasgemaak het, en prys die Here, ons het 'n dag wat ons koning kan celebrate. Wat ons almal, die hele wêreld kom tot stilstand. Wel, behalwe as jy gaan shopping doen. Maar die hele wêreld kom tot stilstand met die gedagte Kersfees. En of jy nou in wat se geloof is, waar jy ook al vandaan kom, almal weet, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie fees wat ons vier, is 'n Christusfees. Dit gaan oor hom. He is the reason for the season. Amen. En ek wil vanoggend met jou praat van krib tot troon. Van krib tot troon. En die Here kom en hy gee vir ons soveel mooi oomblikke binne in Lukas 2, waar hy vir ons wys dat ek wil iemand wees in jou lewe wat soos wat hy van 'n krib na 'n troon toe beweeg het, wil hy ook iemand wees wat van 'n stal na jou hart beweeg het. Hy is die lam, maar hy is ook die leeu. Amen. En ons Jesus, dis ons Jesus. Hy is ons koning, hy is ons alles, hy is ons redder. En ons kan vandag celebrate en sê, sonder hom kan ons nie leef nie. Sonder Jesus Christus kan ek en jy nie leef nie. Ek sê vanoggend vir iemand, ons kan soveel help my boeke lees, motiverende boeke lees, en ons kan soveel how to do books, how to be a better person, how to be a this and how to be a that. Maar as jy in God se woord bly en jy bly in 'n verhouding met Jesus Christus, dan kom die Heilige Gees en hy verander jou gedagtes en jou attitude. Dit is wat so amazing is. Die Bybel sê die Heilige Gees verander jou mindset en jou attitude. En ons almal weet die Bybel sê, soos wat jy dink, so is jy. En daarom is dit so belangrik dat ons gedagtes vandag moet herlyn. We need to come into alignment with what God says for us. So, kom ons lees in Lukas 2, en ons gaan lees vanaf vers 8. Ons het verlede week het ons gepraat oor hoe
hoe die Here met die wyse manne gewerk het, en hoe hulle die ster gevolg het, al die pad tot in Bethlehem. Hulle het eers 'n diotoor gemaak tot by Jerusalem en met koning Herodes gepraat en prys die Here, hulle het by hom weggekom en hulle het toe eventually by Jesus gekom waar hulle hom toe nou vir hom geskenke gegee het. Hulle het vir hom goud gegee wat 'n teken is van sy koningskap. Hulle het vir hom frankincense gegee wat 'n teken is van sy priesterskap en dan het hulle vir hom myrrh gegee. Wat is die Afrikaanse woord vir myrrh? Mirre. Mirre. So hulle het vir hom hierdie mirre gegee en dit was 'n teken van die suffering wat hy sou deurgaan. Want dis iets wat jy gebruik vir embalmment, wat hulle die liggame voorberei het vir die graf. Vandag staan ons stil by die skaapwagters. En dis 'n mooi prentjie want verlede week het die Here gewys dat nie Jode, ouens wat nie in sy volk is nie, word getrek na Jesus toe. Die wyse manne was nie Jode nie, hulle was Gentiles en hulle word getrek na Jesus toe. Maar vandag hoor ons die storie waar hy by sy eie mense kom en die skaapwagters en hy hulle ook trek. En so sê Jesus dan vir my en vir jou deur hierdie storie dat die hele wêreld, maak nie saak wie jy is nie, Jood of Gentile. Nou ons is Gentiles, nee, want ons is nie Jode nie. So hy sluit almal van ons, sluit hy in sy storie in. En hy bring ons in sy redding. So kom ons lees vers 8. That night there were shepherds staying in the field nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, sê vir jou langs jou, suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. Don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased. When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about. They hurried to the village and found Mary and Joseph. And there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel has said to them about this child. All who heard the shepherds' story were astonished. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. Tot sover. Ek is mal daaroor wanneer die Bybel praat van suddenlies. Dit is vir my die lekkerste ding om te sien is dat die Here beweeg in suddenlies. Baie keer voel dit vir my en vir jou soos 'n lang storie. Hoe lank het die Jode, het Israel gewag vir die Messias? Ek meen hulle het vir honderde jare het hulle gewag vir 'n redder, vir die Messias om te kom. En suddenly, skielik, kom die engele en sê, it happened. Daar was nie 'n vooropgestelde bemarkingsveldtog. Ouens, oor soveel dae gaan Maria en Josef Bethlehem toe gaan en hulle gaan daarso gaan die redder gebore word. Almal wat wil kom kyk, koop jou kaartjie op Wet Tickets. Want ons moet die getalle manage. Nee, hulle het nie bemarking gedoen of ek meen, wat se bemarking was dit? Skielike bemarking deur God se engele wat kom en aankondig en sê die Messias is gebore. Skielik. En my gebed is vir hierdie gemeente en vir elke individu wat hierso is dat die Here 'n skielike oomblik in jou lewe sal hê.
dat daar skielike veranderinge in jou lewe sal plaasvind, dat jy nog wonder en dink, hoe gaan ek dit maak, dat die Here skielike veranderinge sal begin bring in jou lewe. Wie van julle bid saam met my daai gebed? Is dat die Here sê, die Here net kom en sê, hier kom 'n engel en sê, Rudy! Want almal skrik as 'n engel kom. Dit staan, dis biblical. So as jy skrik, moenie worry nie, jy's nie, jy weet, ver van die Here af nie, dis biblical. Almal het geskrik. So as die engel kom en hy appear, dan skrik so 'n bietjie. Maar wees reassured. Don't be afraid. Alright? Maar my gebed is dat die Here elkeen van ons sal kom bring by 'n plek waar daar deurbraak sal wees, waar daar oorwinning sal wees, waar daar oorvloed sal wees. Hoekom? Sodat ek en jy agteroor kan sit en selfsugtig raak? Nee. Ons moet wees soos hierdie skaapwagters. Toe hulle die boodskap hoor, het hulle gegaan, hulle die evidence gekry en hulle het vir almal gaan vertel. Hulle het vir almal gaan vertel van wat nou net gebeur het. So my eerste punt dan, as jy punte wil neerskryf vanoggend. My eerste punt aan jou is, moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Die jaar is op die einde en ons almal het die jaar deurgegaan en ons het gewonder en ons het deur struggles gegaan, ons het deur joys gegaan, ons het deur stille momente gegaan en ons weet nie wat die pad altyd vir ons nog voor inhou nie. Niemand van ons het in 2024 gedink of geweet wat in 2025 gaan gebeur nie. Maar in en deur dit alles, as ons vandag hier staan en ons kyk terug, dan sien ons dat die Here het ons deurgedra. Die Here het ons deurgedra en ek wil vandag vir jou sê, moenie bang wees vir die pad wat vorentoe lê nie. God is in beheer. Sê net vir die persoon agter jou, die Here is in beheer. Jesus was nie in 'n paleis gebore nie, maar hy was in 'n stal gebore. Nou, daar's verskillende opinies rondom dit as jy nou die konkordansies gaan lees en so aan. Sê die ouens dit was nie 'n noodwendige houtstal soos wat ons die prentjies sien in die kinderbybel en so aan, waar Jesus nou in 'n stal was nie, maar dit was heel moontlik 'n grot waarin hulle was. En die ouens het in daai tyd hulle diere in grotte beskerm en hulle daar gesit. So Jesus kon dalk in 'n stal of hy kon dalk in 'n grot, maar kom ons praat dan vanoggend die grot ene. Okay? Kom ons dink so. En daar was nie 'n gebou gewees waar hulle was nie. Die Bybel sê dat al die behuising in Bethlehem was vol. Dis hoekom hulle opgeëindig het op die einde van die dag in hierdie grot, in hierdie stal. En Jesus word gebore in die vuilste, mees ongemaklikste, koudste, hardste plek wat ek en jy ooit kan dink. Daar was nie 'n Cloud9 bed nie. Daar was nie warm water nie. Daar was nie jy weet iemand wat aan die deur kom klop en sê room service. Nee, dit was 'n grot, 'n stal waar die diere was. En daar waar die diere is, daar's dit vuil. If you catch my drift. Okay? Dis vuil, dis chaos. Hulle het nie ouens daar gehad wat weet hierdie 5-ster lodging vir perde of koeie en goeters het nie. Dit was 'n stal. Dit was vuil. En Jesus kom en hy word gebore en Maria vat hom en die Bybel sê hy word in 'n krib neergelê. Baie interessant, die afgelope tyd is daar baie foto's en goeters wat sirkulasie doen op sosiale media waar die ouens wys dat die krippe van daai tyd was nie eintlik hierdie hout voerbakke soos wat ons dit nou vandag ken waar die strooi nou in was en waar die diere nou kom staan nie, soos daai ene nie. Dit was 'n klip ding gewees wat uitgehol is waarin hulle die voer gesit het. Ja, ek wil hê jy moet gou saam met my dink, my prentjiebrein. Jesus Christus word in 'n klip neergelê. Hy word op 'n harde stuk koue, ongemaklike ding neergelê. En die Bybel sê vir die skaapwagters, die teken sal wees, you will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. En dit is my net so mooi
prentjie van Jesus Christus by sy geboortedag, wat in hierdie krib lê, toegedraai in linne, snugly. En dan skiep ons 33 jaar later, dan bevind ons vir Jesus Christus binne in 'n grot, in 'n graf, op 'n harde stuk klip, toegevou in linne. Jesus Christus was gebore met 'n doel, die redding van die mensdom. Hy was gebore nie om die koning uit die paleis uit te skop nie, hy was gebore om die koning van altyd, koning van alle konings te wees. En om daar te kom, moes Jesus deur die kruis beweeg. En daarom is dit vir my en vir jou vandag hierdie prentjie, en ek wil dit so vir jou stel. Baie mense soek 'n geskenk onder 'n boom. Ek weet nie of julle dit doen nie, maar van kleins af, as ons Kersfees hou, dan is daar geskenkies onder die boom. En dan is daar hierdie festive atmosfeer in die huis, en in ons huisgesin het ons hierdie tradisie, ons kuier saam, en dan sing ons 'n paar Kersliedjies saam, en dan word daar uit die Bybel uitgelees, en dan word die geskenke uitgedeel. Hoekom? Want Jesus Christus was vir my en vir jou die geskenk, en nou het ons die voorreg om vir mekaar geskenkies uit te deel. Alright, so dis die tradisie wat ons in ons gesin het, in ons familie het. En ek sit gister en ek dink by myself, ons soek baie keer 'n geskenk onder 'n boom. Maar die grootste geskenk wat ek en jy ooit kon gehad het, was die geskenk wat aan die boom vasgenaal was. Was die geskenk wat tentoongestel was op 'n boom vir my en vir jou. Hy was nie weggesteek onder 'n boom nie. Hy was nie weggesteek op 'n plek waar ons nou eers die boom sien en dan die geskenkies soek nie. Nee, hy het visibly voor almal aan die boom gehang, 'n geskenk vir my en vir jou. Is dit nie amazing nie? Is dit nie 'n mooi prentjie wat die Here vir ons skets, dat hy is 'n koning wat gebore word, want ek meen hy word gebore, en hier kom die wyse man, hulle gee vir hom goud, wierook en mirre. Dankie. En hy gee vir hulle mirre. En dit beklemtoon van geboorte af. Hy's koning, hy's priester en hy's die redder. Maar die redder kom deur sacrifice. En in hierdie krib sien ons dieselfde prentjie 33 jaar later waar Jesus in 'n graf lê en vir my en vir jou sterf. Maar prys die Here, hy het weer opgestaan. Amen. Sê vir die tikkie ou so op die skouer voor jou, dan sê hy, prys die Here, Jesus het opgestaan. En dis my tweede punt. Jesus is die redder. Jesus is die redder. Hoekom sal ons bang wees? Hoekom sal ek en jy begin met vrees, as ons dan weet, ek en jy vandag het 'n redder, sy naam is Jesus Christus. Hy het opgestaan, hy sit in die hemelse plek, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy heers as koning, alhoewel dit vir my en vir jou hier in ons onmiddellike omgewing nie altyd voel asof die Here iets doen nie, asof hy nie heers nie, want ons so baie probleme rondom my, daar's soveel dinge wat gebeur in my lewe, en dit voel nie altyd, ek is nie op die regte plek nie, en ons kan aangaan met ons storie, maar wat ek en jy vandag moet weet, wat 'n waarheid is dat Jesus Christus regeer, al lyk dit nie vir my en vir jou soos dit nie. In 'n plek in die Bybel sê God, hy stel konings en leiers aan. Dan kyk ons na ons wêreldleiers en dink ons, waar is God? Dis God wat die leiers aangestel het. Dit is God wat toegelaat het dat sekere ouens in sekere posisies kom. Hoekom? Want hy het 'n plan. Hy het 'n plan met ons as mens, en hy wil hê dat ons in 'n sekere rigting moet kom. Ouens, daar's 'n laaste Bybel in die bladsy. Ek weet nie of jy hom al gelees het nie. Daar's 'n laaste bladsy in die Bybel. Het ek gesê daar's 'n laaste Bybel in die bladsy? So daar is 'n Bybel in die laaste bladsy, maar ons sal daai preek later preek. Maar daar's 'n bladsy wat eindig in die Bybel, en dit sê vir my dat Jesus Christus oorwin alles. Alles word herstel. Alles word herstel. Die vyand word oorwin, finaal, klaar. Hy's reeds oorwin,
Hy's klaar verloor, maar finaal word die vyand verwyder van die mens. En mens en God kan in vrede leef. Amen. So Jesus is ons redder. Die engele bring goeie nuus aan hierdie skaapwagters. Die redder, die Messias is gebore. Goeie nuus bring hoop. Amen. Dink gou 'n bietjie aan. Wat is goeie nuus vir jou? Goeie nuus bring hoop. Goeie nuus bring vreugde. Goeie nuus bring opgewondenheid. Dis soos in ons familie, selfs toe ek 'n klein kind was, het ons hierdie selfde tradisie deurgehardloop. Kuier, sing, Bybel, geskenke. En ons het almal as kinders, het ons nie veel ge-worry oor al die ander goed nie. Ons wil by die geskenke uitkom. En tot vandag toe hou daai tradisie voort. So ons het soos hulle aangenoem het, ons het 'n boekie wat my ma saamgestel het wat ons almal dan uitsing. En nommer 9 in die boekie is Stille Nag. En ek wil amper sê dis tradisie, Stille Nag word laaste gesing. En so as hulle vir ons vra, wat wil julle sing? Dan het al die kinders altyd gesê, Stille Nag. Hoekom? Want ons wil by die geskenke uitkom. En ek wens, as ons hierdie prentjie moet vat van ons familie, as ons hierdie prentjie moet vat, wens ek dat die mensdom so opgewonde wil wees oor die goeie nuus dat Jesus Christus is die redder. Ek wens dat die mensdom al die nonsens, julle moet nou hoor, ek weet ons praat nou in konteks, maar ek wil hê mense moet by 'n plek kom waar ons deur al die goeders kan verbykyk, al die issues in ons lewe, al die dinge wat ons besig hou, al die dinge wat ons distrakt, dat ons dit een kant toe kan skuif en by Jesus kan uitkom. Die geskenk van alle geskenke. My vraag eintlik aan ons is, waar is ons fokus? Waar is ons fokus vandag? Goeie nuus breek die krag van vrees. Die skaapwagters, toe hulle die engele sien, is hulle vol vrees. Maar toe die engel sê ek kom met goeie nuus, toe is hulle bereid om te luister. Toe is daar geen meer vrees nie. Vrees laat jou weghardloop of vries, maar wanneer daar goeie nuus is, laat dit in jou beweging kom. So wanneer ek dan vir die kinders sê, alright ouens, ons het Stille Nag klaar gesing, dis nou tyd vir geskenke. Dis goeie nuus, hulle begin beweeg. Wie deel die geskenke uit? Ek. Goeie nuus bring vir my en vir jou in beweging. En hier is die goeie nuus vanoggend vir my en vir jou. The Savior, yes, the Messiah, the Lord is born. Dis vir my en vir jou goeie nuus. Net die feit dat Jesus gebore was, net die feit dat daar 'n storie in die Bybel is, in Lukas 2, moet vir my en vir jou vir die res van ons lewe goeie nuus wees. Daar moet vir die res van ons lewe opgewondenheid wees van dit wat God potensieel in en deur ons lewe kan doen. Want God wil betrokke wees in ons lewe. Hy het Jesus gestuur as redder, sodat ek en jy los kan kom van al die dinge wat ons vashou, al die kettinge wat die vyand ons mee vasgemaak het, om bevryding te kry, om los te breek van ons verlede, om los te breek van sonde. Die sonde en die dood is oorwin. En dit alles begin by 'n geboorte. Mag daar vandag nuwe hoop in ons gebore word. Mag daar vandag goeie nuus gebore word in ons harte en ons lewens, dat Jesus Christus is nie meer in die krib nie, maar hy sit op die troon. Hy sit op die troon en hy regeer. En as kind van God het ek en jy die voorreg om na hom toe te gaan en te sê, Koning, ek kom na u toe. En ek lê my lewe voor u neer. En hy sê, kom, ons stap die pad saam. Maar saam met dit word ons nou in 'n familie ingetrek, want nou het ons ook 'n hemelse Vader. Ons het 'n hemelse Vader wat omsien, om kyk na my en jou. Hy versorg ons, hy's daar om ons te help. En dan is daar Jesus wat vir my en vir jou die vermoë gee om te kan oorwin. En dan het ons die Heilige Gees wat vir my en vir jou 'n trooster is, wat vir my en vir jou 'n leidsman is, wat vir my en vir jou daar is om ons te lei en ons te help om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. En die laaste punt, Jesus as oorwinnaar. Jesus is die oorwinnaar. Amen.
O, julle gesigte lyk nie so nie. Jesus is die oorwinnaar. Nee, Jesus het oorwin. Okay, ek wil 'n bietjie stil staan by hierdie punt, want luister mooi wat sê vers 13 in Lukas 2. Suddenly the angel was joined by a vast host of angels. Nee, hierdie engel het gekom en gesê, behold, don't worry, don't fear, reassured, I'm bringing good news. En toe hy die goeie nuus gegee het, kom al hierdie magtige hoeveelhede engele ewe skielik bymekaar. Duisende engele. En die heerlikheid van God raak al hoe helderder. Luister mooi wat sê hierdie versie. The angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven. Hierdie was nie sommer enige engele nie. Hierdie was nie beskermengele wat saam met my en jou wandel nie. Hierdie is die army van die hemele. Hierdie is Michael en sy engele. Gabriel kom en hy gee die boodskap, want hy is die boodskapper. Okay? En hier kom Michael, want hy is die warrior, en hy kom met al die ander engele, en hulle kom saam met Gabriel, en hulle sê, hier is ons! Ek wil hê jy moet gou hierdie prentjie kry wat die Here vir my gewys het. Hier is 'n babietjie gebore. En wie daag op? Die army van die hemel. Jesus is, kom ek gaan nou rondspring. 2 Konings 6 vers 17. Then Elisha prayed, "O Lord, open his eyes and let him see." The Lord opened the young man's eyes, and when he looked up, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots. Hierdie is army. Hierdie is army. Okay, ek wil gou 'n bietjie verder vat. Joshua 5 vers 13, hy sê, when Joshua was near the town of Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a sword in his hand. Joshua went up to him and demanded, "Are you friend or foe?" En luister mooi wat sê hierdie man se woorde. Neither one. As jy saam met my of as jy teen my, neither one. Ek kies nie kante nie. Ek is hier in my eie hoedanigheid. Ek is nie hier om te submit onder jou rule nie. Ek is nie hier om te submit onder jou generaalskap van die army nie. Ek is nie hier om te submit onder wat jy nou gaan sê nie. Ek is nie hier om die vyand te by hulle te wees nie. Ek is nie vir hulle nie, maar ek is ook nie onder jou nie. Ek is hier. Ek is in die middel. Ek is die een wat hier staan. Hy sê, neither one, he replied. Luister mooi wat sê hy. I am the commander of the Lord's armies. Then at this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. I am at your command. Die leier van Israel, want hy het oorgevat by Moses, die leier van Israel, kom en hy buig sy knie onder hierdie man. Luister mooi. I am at your command, Joshua said. What do you want your servant to do? The commander of the Lord's armies replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did as he was told. Hierdie was nie net 'n engel nie. Hierdie was Jesus Christus. Hierdie was Jesus Christus wat aan Josua verskyn het, want 'n engel sal altyd, jy sal altyd lees in die Bybel, die engel sal altyd reageer as 'n ou voor hom neerval en hom wil aanbid. Dan sal hy sê, "Nee, moenie staan op. Ek is nie waardig om gaan gebid te word nie." Dis so as 'n engel aan jou verskyn en jy val voor hom neer en hy sê, "Aanbid my," dan weet jy dis nie 'n engel van God nie, dis 'n demoon. Okay? Jesus lyk nie meer soos 'n engel nie. Hy lyk soos 'n man. Dis wat ons nou hier lees. So hier kom Jesus voor sy geboorte, want Jesus was altyd. Julle moet nou by my bly.
Ek weet julle kyk nou met wiskundige breins nou oral, hoe maak hierdie formule nou sin? Jesus was van die begin af. Hy is. Hy sê ek is, I am. Ek is. So nog voor daar tyd was, nog voor daar space was, nog voor daar materie was God. En God is Vader, Seun en Heilige Gees. En hier kom Jesus en hy kom na Joshua toe en hy word genoem the commander of the Lord's armies. Kom ons gaan terug na Lukas toe. Hier word Jesus gebore. 'n babietjie. But he is still the commander of the angel armies. En die army kom bevestig, he is the commander. Dit was net vir my so mooi hoe die Here dit net vir my kom oopmaak. Dit is what? Dis is hierdie babietjie. Net in sy geboorte, net om daar te wees, het die vyand geweet, ek moet nou iets begin doen om hierdie babietjie dood te maak. En Herodes in sy hart het hy gesê, nee, geen koning sal my plek vat nie. Hoekom? Want Jesus is gebore as koning. Hoekom? Want die wyse manne het gekom na Herodes toe en sê, ons het die ster van die koning van die Jode gesien. Nie, ons het die ster gesien wat potensieel 'n babietjie gaan wys dat as hy miskien groter word en reg leef en die regte dinge doen en al daai tipe van goeders, dan sal hy koning word nie. Nee, die wyse manne kom en sê ons het die ster gesien van die koning van die Jode. Hy is koning. Hy is koning. Hy is koning. Hy is klaar koning. Al is hy 2 sekondes oud. Hy is koning. Hy's koning. En die engele as army kom en hulle bevestig God se soewereine autoriteit. Want dis wat God deur dit kom sê het vir my en vir jou. Anders het hy net gewone engele gestuur om te gaan serve. Hoekom? Want die engele is serving beings. They are there to serve us. Maar hier kom die army van God en hulle kom bevestig God se soewereine regering as koning, as priester en as redder. En ek en jy kan vandag hier staan en sê, Jesus is die leeu van Juda. Hy is nie meer die lam, hy is die lam, maar hy's verby die lam, hy's nou die leeu. Hy's die leeu. Hy's die koning. Hy's die koning van die heelal. Daar is niemand beter as hy nie. En hy was gebore sodat ek en jy kan oorwinning kry oor hierdie sonde goedjies. Hierdie demone wat my en jou kom tempt en die vyand wat ons wil weghou van God af en al die verkeerde goed wil doen en ons wil vasmaak in ons in sonde, kom die Here en hy sê, nee, ek het gekom. Die engele verklaar, vandag bring ek goeie nuus. Die redder, die Messias, die Heer, Lord, en ons het so 'n paar maande terug het ons gepraat oor God is, ons het die name gedoen en Lord beteken Adonai. Wat beteken Adonai? Adonai beteken the owner of everything. The owner of everything. So ek wil vandag vir jou encourage en vir jou sê, hierdie bevelvoerder, hierdie commander-in-chief, die een wat die finale besluite maak vir die weermag, die een wat die weermag opdragte gee, die een wat vir die weermag hiet en gebied, hy word gebore in 'n vorm van 'n baba, en sy weermag kom en verkondig dat die Messias, die een wat sonde en dood gaan oorwin, is gebore. Hulle weet klaar wat gaan gebeur. Hulle weet klaar wat gaan gebeur. Die vyand skarrel rond en hy probeer Herodes op die been bring. En hy Herodes kom 'n paar dae later of 'n paar weke later en hy maak al die babietjies in Bethlehem en die omliggende gebiede se kinders dood. Van 0 tot 2 jarige ouderdom. En hy probeer Jesus keer. Maar prys die Here. Ek en jy kan vandag hier staan en sê, Here,
Dankie dat U ons koning is. U regeer, want onthou, kom ons hardloop gou hierdeur. Jesus word gebore as 'n baba. Hy preek as 'n 12-jarige seentjie. Hy leer in die tempel vir die mense die woord van God as 'n 12-jarige seentjie. Kinders, julle het geen verskoning om die goedheid van God te verkondig nie. Want Jesus is ons voorbeeld, nê, in alles. En ek dink dis wat so mooi is. Ek dink dis hoekom tieners nog 'n mystery is, want ons het nie Jesus as 'n tiener beleef nie. So tieners is vandag nog vir ons 'n mystery. Maar Jesus word gebore as 'n baba. Daar's doel, daar's 'n purpose. Hy leer in die tempel as 'n 12-jarige seun. En dan hoor ons eers weer van Jesus wanneer hy verskyn by die doopwaters, waar hy sê ek wil gedoop word. En Johannes vir ons sê, ek is nie waardig om eers jou skoenveter los te maak nie. Jy moet my doop. En Jesus sê nee, ons moet dit so doen sodat die woord van God tot vervulling kan kom. Vriende, familie, ek wil julle vandag encourage. Bly by die woord van God, want as jy by God se woord bly, sal die doel van God se plan oor jou lewe tot vervulling kom. As jy by God bly, moenie op dwaalspore gaan nie. Moenie op jou eie krag en jou eie vermoë dinge probeer doen nie. Maar doen dit wat God se woord vir my en vir jou sê om te doen. Ek wil hierdie laaste skrif met julle deel en dan gaan ons staan en nog een liedjie saam sing. Dit is nie stille nag nie. Lukas 1 vers 31 sê, You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Sy koninkryk was al gewees voordat hy gebore is. Maar hy het gekom as mens, ten volle God, ten volle mens, maar Jesus het sy godheid, sy krag en sy vermoë het hy net so verminder in sy lewe, maar hy het vertrou aan die Heilige Gees wat in hom is, om te doen dit wat die Vader vir hom sê om te doen. En nie sy eie dinge te doen nie, maar hy het getrou gebly aan God se woord. Telke male hoor ons Jesus sê, ek doen net wat ek van die Vader hoor en sien. Dit is my vraag vir my en vir jou. Wat hoor ons? Wat sien ons? Wat hoor ons? Wat sien ons? As jy die heeltyd die wêreld hoor, as jy die heeltyd die wêreld sien, is dit wat jou lewe gaan wees. Maar as jy hoor en sien waarmee God besig is, gaan jou lewe totaal en al verander. God kom en hy gee vir ons 'n redder. Jesus Christus sterf aan die kruis. Na 3 dae staan hy weer op. Hy sit die klip agter hom. Die koue, harde, ongemaklike graf sit hy agter hom. En hy vaar op na die hemel as koning, as heerser van hemel en aarde. En hy gaan neem sy posisie in as koning aan die regterhand van God. En nou sê hy vir sy disippels, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Ek dink as die skrif net voor dit, dan sê Jesus, aan julle gee ek alle mag, krag. Aan my is gegee alle mag, krag en gesag. Ek gee nou vir julle die autoriteit. Ek en jy woon in Christus deur die krag van die Heilige Gees. En Christus woon in ons deur die Heilige Gees. Alhoewel Jesus fisies aan die regterhand van die Vader sit, kom woon die Heilige Gees in ons. En het ek en jy die vermoë om soos Jesus te wees. 'n oorwinnaar. 'n oorwinnaar.
'n oorwinnaar. En ek bid dat die Here elkeen van ons sal bring op 'n plek waar ons nie meer sal die knie buig vir die vyand nie, maar waar ons sal die knie buig vir die commander-in-chief, die koning van alle konings, want ek kan jou garandeer, daar's 'n menigte engele wat saam met jou hulle knie buig voor God. Want waar Jesus is, daar is dit heilig. Wees heilig, want ek is heilig, sê Jesus. Wat sien jy? Wat hoor jy? Amen? Kom ons gaan staan en ons gaan hierdie liedjie sing. Go Tell It on the Mountain. Dis nie regtig 'n sing liedjie nie. Maar ek gaan hom spesifiek speel. Leon kyk toe my met sko. Liefie, ek wou eintlik hierdie liedjie net speel met uitstap. So ons gaan hom nou so 'n bietjie dubbeldoelig doen. Ons gaan begin om saam te sing. Hy het woorde by. Alright, so ons gaan begin saam sing, want die liedjie sê, Go tell it on the mountain. En dan sing hy ander woorde, wat ons nou op die woorde gaan sing. Nee, ons sing die liedjie net een keer 'n jaar, so ons mis die woorde. Maar ek wil hê ons moet die liedjie sing, want hier het ons nou net 'n boodskap ontvang. Die engel bring goeie nuus. Die skaapwagters het na almal toe gegaan en die goeie nuus met hulle gedeel. Ek wil hê dat ons as 'n gemeente by daai deure moet uitstap met die woorde in ons koppe. Go tell it on the mountain. En ek wil dit sommer nou sê, go tell it in the streets. Go tell it in your home. Go tell it at work. Go tell it at school. Why? Because people needs to hear good news. En die goeie nuus is, die redder is gebore. Amen.